Here my God, dankie Here. Dankie Here vir wie op U wag. Vir hulle Here gee U krag. En hier is ons vanoggend Here en ons wag Here. En ons wag Here vir die krag van God Here om vanoggend oor ons te kom Here. Ek bid my God dat U die sluise van die hemel vanoggend oor hierdie gebou sal oopbreek Here. Kom vat ons Here, kom vat ons vanoggend werklik met U heilige teenwoordigheid Here. Ons staan Here in die teenwoordigheid van 'n heilige, almagtige God. En nogtans Here, het U gekies om die hemel bankrot te maak om vir Jesus na hierdie aarde te stuur, want U wil ons so graag by U hê. U wil Here ons so graag by U hê, maar op ons eie my God sal ons nooit Here, nooit sal ons daar kan kom nie Here. Uit ons eie krag Here, uit ons goeie werke Here, gaan ons nie die hemel haal. En daarom kom ons vanoggend Here, ons erken Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom tot die Vader behalwe deur hom nie. En ons staan Here vanoggend op U woord. Ons kies Jesus Christus. Amen. Die tema vir vanoggend is skoon gewas. Nou julle weet hoe werk die Here met my. Ek kry 'n tema en daarna volg skrif, daarna volg die boodskap. Maar ek kry toe nou skoon gewas. Nou begin ek 'n bietjie oplees oor die doop en dink ek weet of hy so lekker pas nie. Ek weet nie. En 'n mens wil ek asseblief sê, daai water wat in daai bad is, gaan jou nie skoon was nie. Dis 'n wilsbesluit wat jy neem, wat jou sal kom skoon was. Die water, dit wat daar gebeur vanoggend, is 'n fisiese aksie wat jy neem, van 'n besluit wat jy hier binne geneem het. Asseblief, moenie dink, as jy vanoggend deur daai water gaan en ons wat nou gaan sit en kyk, moenie dink, nou is ek op pad hemel toe nie. Jy moet streef na heiligmaking toe. Jy moet streef na heiligmaking toe. God het deur die profeet Jesaja gepraat in Jesaja 1. Hy sê, ek is moeg vir julle. Hy praat met die volkie. Julle is vir my 'n las. Selfs al bid julle hoe baie, ek sal nie luister nie. God is regtig, gaan lees maar 'n bietjie die Ou Testament en ek sê nou vir jou, die Israeliete was hardkoppig. Hulle was hardkoppig, soos ons vandag ook maar is. As dit nie so is dit so. En as ek nie dit het nie, dan wil ek daai hê. En as ek R1000 het, dan wil ek R2000 hê. Ek het begin werk daai jare. En ek het 'n vrou gehad, ek het 'n kar om af te betaal en ek het 'n huis om te huur en ek ry van Goodwood af elke dag Tokai toe in en uit. En ek het R475 'n maand huis toe gevat. R475 'n maand. En hier is ons vandag. Hier is ek en my vrou vandag en 3 bulle later en dit wat toe nou nog bygekom het. Maar die Here het ons werklik kom dra. Nou daardie tyd het daar 'n man saam mee gewerk in die aankope afdeling en hy het R1000 'n maand verdien en ek gedog, wow, as ek R1000 kan verdien, hoorie, dan gaan ek kwaai wees. Dan gaan ons hom lekker lewe. Dan gaan ons regtig lekker lewe.
En toe ek nou in die sekulêre wêreld in is, toe het ek 'n bietjie meer as daai verdien. En kom iemand wat hier sit vanoggend, kan jy vanoggend sê, jou geld wat jy inkry is genoeg? Kan jy werklik sê, dit wat ek het is genoeg? Ek gaan eers my hand opsteek en sê, nee, daar's altyd iets wat nog nodig is. Net so, jy sê, is nou tyd vir 'n nuwe bank, of ons heg waarde aan hierdie aardse goed. Ons heg waarde aan hierdie aardse dinge, en God sê vir die volk, julle is vir my 'n las, jy's 'n meelsteen om my nek, Israel. Die Here maak nie net sy afkeer van die volk bekend nie, hoor jy? Maar dit volg ook met 'n uitnodiging. Hy sê vir die volk, al is ek op vir julle, al het hy al my hart hoeveel keer stikkend gebreek, hier is vir 'n oplossing. Hy sê, hy roep ons op tot bekering. Hy sê, bekeer julle. Hy sê vir hulle, was julle, reinig julle. God kom, hy so fed up. Is dit nie maar hoe ek en jy met ons kinders is nie? Het ek en jy nie al in 'n oomblik van woede gesê, luister hier, ek is klaar met jou. Ek wil niks meer van jou weet nie. En dan kom jy stil en jy terug en dan dink jy sê, Here, wie gaan nou om kyk as ek nie nou om kyk nie? Die Here het jou by jou naam geroep vir daai moeilike kind. Hy het jou by jou naam geroep. Hy het gesê, kom hierso. Ek gaan vir jou 'n pa maak. Ek gaan vir jou wys om hierdie kind wat ek aan jou toevertrou, hoe ek jou gaan leer. God sê vir hulle, leer om weer goed te doen. Leer om weer goed te doen. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit raak soos sneeu. Dis die belofte wat God vir die volk gee. God kon hy volk, hoeveel keer, hoor jy, as ek so die Ou Testament lees, dan dink ek, dis nou op die nerf, of ek gaan hulle wegvee. En die volk het so aangegaan, hy het alle reg gehad om hulle weg te vee. En elke keer het Moses gegaan, en maar in die gap gaan staan, God, wees genadig, wees hierdie volk genadig. Wees hierdie volk genadig. Ons lees die eerste keer van gelowige doop in Matteus 28, en wat beteken die gelowige doop? Dis om gedoop te word nadat jy self besef het. Jy kom self tot 'n besef, ek het Jesus Christus nodig as 'n verlosser. Ek het 'n verlosser nodig op my eie, dit gaan nie gebeur nie. Al wil ek hoe graag in die hemel kom, op my eie gaan ek nie daar regkom nie. Dis tyd dat ek en jy ons sake in orde kry. Die tyd is besig om baie vinnig, baie ernstig, daai uurglad is besig om leeg te loop. Ons moet ons saak met die Here reg kry. Ons moenie getroue kerkgangers wees nie. Ons moet 'n hegte verhouding hê met God. Ons moet daan checkers, daar by die volstasie, daar by die robot, ons moet 'n hegte verhouding hê met God. Jy gaan die hemel mis. Jy gaan die hemel mis, nie jou goeie werke nie, nie jou elke Sondag kerk toe nie, nie wat jy ook al doen. Volgens maak iemand 'n aanmerking en dit staan in die woord. Jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen nie. Ek en jy, ons as mense wil tog so graag daarom net so af en toe, hoor jy? Nee. En dan sê ek nou vir jou, dan ry ek vanoggend kerk en dan sê ek, Here, laat vandag nie oor 'n mens gaan nie. En as jy jou kom kry, dan gaan jou kop so, dit moet gebeur en ons gaan moet so maak, los vir God, dat God sy werk kan doen. Kom ek en jy hou op om ons vinger daar in die paai in te druk. Kom ons hou op om God se werk namens hom te wil doen. Ons gaan lees Matteus 28 vers 18 tot 20 uit die 83 vertaling. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels,
doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En ons almal ken hierdie skrif, daar's hy opgeplak, en ons het die afgelope tyd, ek dink redelik baie verwys na hierdie skrif, maar wat vir my tussen my oë geslat het hier is, daar in vers 20, nadat hulle gedoop is, sê hy, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou ek is met julle. Hoorie, waar staan die kerk? Waar staan ek en jy? Waar staan ek en jy met iemand wat vandag 'n oorgawe maak? Waar staan ek en jy met iemand wat daar inklim en uitklim? Wat gebeur môre? Wat gebeur vanmiddag? Dis tyd dat die kerk opstaan en werklik disippels van mense maak. Werklik. Hy sê, gaan maak hulle my disippels. Hoe gaan hulle God se disippels raak? As ek en jy hulle nie by die hand vat nie, as ons nie by die woord uitkom en hulle gaan leer nie. Hou op. Daar is mos 'n dominee en 'n pastoor, daar's 'n kerksuster wat lekker bid en daar's 'n evangelis wat byt en hy los nie tot jy nie bekeer het nie. Dis een en elkeen van ons se werk. Almal. Of jy nou sit by jou huis en bid, dis elkeen van ons se werk. Ons almal het hierdie opdrag gekry. Dis nie by party van ons se Bybels uitgekrap nie. Die bladsy is nie uitgeskeur nie. Is dit ongemaklik soms? Dis baie ongemaklik. Dis kriewelrig om te stap na iemand en te vra, hoor jy is jou saak met die Here reg? Wat gaan ek en jy as mens? Nou soos by familiebyeenkomste, ag nee, die moed gaan nou bederf word, dis nie die regte plek nie, ek gaan net, Here gee my tydjie om te praat, daar's nie 'n beter tyd as vir nou nie. Daar's nie 'n beter tyd mos vir 'n dieet as net vandag nie. Nie môre nie, ons almal begin maandag, ons almal het hierdie mooi drome, ons almal het, maar kom ook op 'n dag wat jy daai skaal liewerste my een kant skuif. Jy skuif hom liewerste een kant. Hou op dat die wêreld vir jou dikteer hoe om jou verhouding met God te lewe. Asseblief, doen wat die woord van God sê. Kom ek en jy, ons vat hierdie opdrag, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Wat is die pad tot verlossing? Die Heilige Gees kom oortuig my. Hoor jy, Boetie, jy het 'n verlosser nodig. Die Heilige Gees kom doen die oortuiging. Ander ou kan vir jou bid, ander ou kan vir jou skrif uithaal, hoor jy, van Genesis tot Openbaring. Hy sê vir jou tot Lukas soveel vers daai. Bless hulle. As die Heilige Gees jou nie oortuig het nie, hou op, asseblief hou op. Ek wil my bekeer. Hoekom? Om my vrou se gemoun op te hou, dat my vrou moet stil bly, of my pa of my ma, hulle nek so aan my. Jy moet dit doen omdat dit die oortuiging van jou hart is. Jy moet dit doen omdat die Heilige Gees jou kom oortuig het. Jy glo dan dat Jesus God is en dat hy vir jou lief is. Hou op dat die duiwel vir jou sê, dis onmoontlik dat iemand vir jou kan lief wees. Kyk, wat het jy al alles gedoen? Kyk, waar en watter hole het jy al rondgedrentel? Hou op dat die duiwel, jy is oorwin. Jy staan in die oorwinning van Jesus Christus. Jy is vrygekoop. En net soos wat jy op 'n goeie level is, dan sal die duiwel kom. Onthou jy 10 en 20 jaar terug, onthou jy daar, onthou jy die, en dan val ek en jy net so plat op ons gesig. Net so val ons. Ons moet opstaan in die autoriteit wat God ons gegee het in Jesus Christus. Staan op
Jy moet besef dat Jesus vir jou gesterf het. Hy het vir jou gesterf, vir jou. Hy het vir jou gesterf. Hy het vir baie ander ook gesterf, maar as dit nou vandag is vir jou, dan het hy vir jou gesterf. Vat dit. Jy is goed genoeg. Verwerp die leuen van die vyand. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Dis wat die woord van God sê. Dis wat die woord van God vanoggend vir jou wil sê. Hy het jou van jou sondeskuld vrygemaak. Hy het, en daar kom dan 'n omkeer in jou lewe. Dis jy kom tot bekering. Jy maak 'n volle oorgawe, nie 80% nie, nie 4 sondae in 'n maand nie, 24/7. Ons is so mooi en goed groot gemaak. Ons moet Sondag kerk toe gaan. Hoekom? Dat ander mense nie om jou ore moet mou nie. Jy gaan kerk toe gaan, want dis die oortuiging van jou hart. Jy gaan goeie werke doen, want dis borrel hier binne in jou. Borrel dit uit. Dis nie, ek moet nou Vrydag hier kom help, want anders gaan hulle nou weer moan of so iets. Jy dink nie eers daaroor nie. Jy doen dit. Jy raak deel van die liggaam van Christus. So, ek het gesê, jy moet self besef, die Heilige Gees oortuig jou, jy het 'n verlosser nodig. Jy besef dat Jesus is God en dat hy het jou lief en hy het jou vry kom maak van sonde. En na dit, dan neem ek 'n fisiese aksie en ek klim in daai water. Ek klim in daai water en nou loop ons die water in en nou kyk ons nou so, hoeveel water nou en alsoan. As jy in daai water ingaan, ek het gister of eergister iemand vir my 'n videoklip gestuur, van hier in Afrika op, wat die mense ook hierdie skrif gelees het, en hulle wil gedoop word, maar daar is nie water nie. Hulle grou 'n gat in die grond in, en hulle sit 'n seil daarin, en hulle loop, ek weet nie hoeveel myl, met kanne water, om water daarin te kry, om gedoop te word. En wat het daai mense geglo op daai oomblik? Hulle gaan fisies doodgaan. Hulle gaan doodgaan daar, en hulle gaan lewendig opstaan. Niemand het gesterf nie. Maar met daardie geloof moet ons hierdie saak aanpak. Met daai geloof, ek gaan ook nog later sê, jy sterf in jouself. Ek is so goed, en ek is so slim, en ek het so baie geld, en ek is so wonderlik, en ek is so, jy's niks. Jy's absoluut niks. Jy's 'n koningskind, eerste. Jy's 'n koningskind. Jy hoor nie met die wêreld nie. En na die waterdoop, dan volg die doping van die Heilige Gees, wat my met krag toerus om die evangelie te deel. Jy wonder nie, is nou die regte tyd nie, is dit die regte... Jy doen dit, want jy is gevul met die Heilige Gees. Doping in die liggaam van Jesus Christus in Korintiërs 12 vers 13. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van een Gees deurdrink. Hierdie doop vind plaas by jou wedergeboorte. Hierdie wat ek nou... En wie doen dit? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom doen dit. Jy kom in die liggaam van Christus in, jou posisie verander van ongered na gered. Kan jy sien dat daar was 'n beweging gewees? En wat gebeur? Ek en jy gaan baie keer ons ek gaan net so een keer ek het teruggeval. Jy van ongered, jy gaan na gered toe. Jy's 'n ander mens. Dan is dit die doop in die water, Handelinge 8 vers 35 tot 36.
Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Onderweg kom hulle toe by die water aan en die amptenaar sê, hier's water. Wat verhinder my om gedoop te word? Hier's 'n bad, daar's water. Wat verhinder jou om gedoop te word? Dis wat die amptenaar gesê het. Hoekom? Natuurlik wil die dominee, nee, ek glo nie die dominee nie, die pastoor, die diepgelowige, ons wil graag hê almal moet hier sit en sê, ek was al deur die water. Moenie dat tradisie by jou kom steel nie, asseblief nie. Doen wat die woord vir jou sê. Doen wat die woord vir jou sê. As jy vanoggend hier sit, en dis nou sommer 'n uitnodiging. Hier's nou mense wat aangemeld het om te doop. As jy vanoggend hier sit en jy voel oortuig, ek moet ook deur die doopbad gaan, staan op. Asseblief staan op. Daar's handdoeke, daar's alles wat nodig is. Niks gaan jou verhoed om gedoop te word nie. Ek gaan jou nie lek nie, ek gaan jou nie smeek nie. God moet jou, Heilige Gees moet jou kom oortuig soos jy hier sit vanoggend. Ek weet nie wie almal gedoop is. Ek weet nie of dalk is julle almal al gedoop. I don't know. Dis 'n saak tussen jou en God. Niks te doen met die ouetjie of wie ook al wat hier voor staan nie. Niks. Dis 'n saak tussen jou en God. Wie doen hierdie waterdoop? Filippus doop die Ethiopiër. So, disippels, geesvervulde mense, doen daai aksie, help vir jou om daai aksie te neem. Ek is nie lekker op of jy jouself die aksie, ek is onseker. Ek is onseker of jy kan sê, ek het myself gedoop. Ek weet nie, dalk kan jy, ek weet regtig nie. Die oortuiging van my hart is, kom maar in die publiek, waar jy getuies het, van wat het gebeur. Hy het mos op 'n dag, of sy het mos op 'n dag in daai doopbad ingegaan. Hy was solid onder die water en het aan die ander kant opgestaan. Kry maar witnesses, want die duiwel gaan op 'n dag kom, en hy gaan jou tog maar weer op 'n manier kom steel van jou. Hy gaan by jou kom steel. En dan volg die doop met die Heilige Gees, Matteus 3 vers 11. Ek doop julle wel met water, Johannes praat hier, omdat julle bekeer het, maar hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. So wie doen hierdie doop? Jesus Christus. Jesus Christus doop jou met die Heilige Gees. Jesus Christus. So jy neem 'n besluit, jy gee alles. Jy gee nie net 4 sondae in 'n maand nie, jy gee jou hele lewe. Jy hou nie so 10% terug nie. Ek wil hom so nou en dan net 'n bietjie uithak, net so 1 of 2 keer 'n maand. Jy gaan vol uit. Never mind wat die mense sê, man. Al verloor jy al jou vriende, al verloor jy al jou familie, jy doen wat God vir jou sê om te doen. Is dit 'n maklike pad? Dis soms nogal baie uitdagend. Die wêreld gaan jou dalk snaaks aankyk. Die wêreld sal die audacity om jou te kom aanvat ook. Maar dis nie nou die plek nie. Dis nie nou kerk, moenie nou kerk praat nie. Jy doen wat God vir jou sê om te doen. Hou op jou knieë voor 'n mens buig. Hou op. Buig voor die almagtige God. So jy gaan in die water, jy kom uit, en dan doop Jesus jou. Jy gaan mense wees wat vir jou gaan bid. Jy gaan mense wees, daai ou kan sy hand op jou lê, hy kan jou nie doop met die Heilige Gees nie. Hy kan nie. Jesus Christus moet jou daar aan die ander kant van die bad. Hy moet jou kom, dalk doop hy al sommer net hier as hy jou kop gelig het. Ek weet nie. En dit is wat vir my dit so excited maak. Hierdie onbekende van ons geloof. Ons weet nie wanneer nie. Ons weet nie wat nie. Ons sê net, Here, have your way.
Laat gebeur, Here, wat moet gebeur, Here, en staan net 'n bietjie eenkant met hierdie programmetjies van ons. Staan 'n bietjie eenkant met hierdie tradisies, met hierdie ordentlikheid. Ek moet nou net nie gil nie, ek moet nou net nie omval nie, ek moet nou net nie rol nie, ek moet tog nou net nie my pose verloor nie. Man, gee net oor. Wees net jouself en gee net oor. Dan die mense maar dink jy's mal. Goed. Volgende Sondag rol daar weer iemand anders. Dan praat hulle weer oor hom of haar. Ek sê net vir jou, ek ken 'n stywe nekkie pastoor met sy grand pakke, hy het so alle vleuwe klere. En die Here sê vir hom een aand by so 'n byeenkoms, die Here sê vir hom, rol. Hy sê, wie ek? Nee, ek gaan nie. Hy sê, toe ek my kom kry, toe rol ek met my geel pakklere van die een kant van die kerk, na die ander kant van die kerk, en so sal God vir jou kom vrymaak. So gaan God vir jou kom werklik kom vrymaak. Right. Die doop is 'n begrafnis. Dis 'n begrafnis en 'n opstanding. So as die Joodse kindertjies gebore word, dan ons is mos nou vreeslik excited. Ag, jene, as hulle gebore word, is wow. Kan jy glo? Hier is 'n dingetjie. Hy het my vrou ons sê, hy het my krom duim. Jy kan nie dit glo nie. En dis net God wat dit kom doen. Dis net God. Dis nie 'n mens nie. Maar in elk geval, so wanneer hulle nou doodgaan, dan is dit nou meer by die Jode, dan is dit nou meer wil ek sê, amper soos ons nou met 'n geboorte is. Nie dat hulle sekerlik nie bly is as hulle kinders gebore is, en natuurlik as enige ouer bly. Maar ons moenie die klem nie. Ons moenie die klem nie. Die doop is 'n begrafnis en 'n opstanding. Romeine 6 vers 1 tot 4. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Jy dood in jouself, ek het nou eintlik 'n meer krie woord om te gebruik, maar jy dood in jouself en jy staan in Jesus Christus op as 'n nuwe mens. Die doop is 'n besnydenis en 'n weet dat jy weet. Is geloof altyd, jy kom op 'n dag en sê, Here, maar ek voel niks nie, ek voel niks nie. Geloof is nie om te voel nie. Geloof is nie om te voel nie. Geloof is om te glo in dit wat jy nie kan sien nie. Dis geloof. As jy daar by die deur instap, dan glo jy. Hier gaan vanoggend iets gebeur waarop ek dalk nie voorberei is nie. Hier gaan. Kolossense 2 vers 11 sê, deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie net met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Hou op met ons goetertjies, man, asseblief. Ek het 'n bewys nodig, ek het 'n hou op. Dit sê so. Dis nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. Laat toe dat Jesus Christus, Vader, Seun, Heilige Gees in drie-eenheid jou kom bedien. Ons wat daar dalk om die bad nou staan, ons gaan jou net help, dat jy nie glip nie, dat jy nie whatever nie. Dis niks met ons te doen nie. Niks. Maak jou hart oop, verklaar jouself ontvanklik vir die groot werk wat God in jou lewe wil kom doen. Die doop is 'n getuienis van redding, die wegneem en die afwas van sonde. Die afwas van sonde. Handelinge 2 vers 38 sê, toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam
van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Die doop is 'n eenword, dis 'n aantrek van Jesus. Dis soos jy trek jou ou stikkende baadjie uit en jy trek 'n grand nuwe baadjie aan. Jy kry 'n nuwe identiteit in Christus. Galasiërs 3 vers 26-27 sê, deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Hoor jy wat ons hier lees? Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel geword van Christus. Dis vir ons almal. Dis vir ons almal is dit tot ons beskikking. Jy moet 'n tree vorentoe gee en sê ek gaan. Ek gaan doen wat Jesus hier gesê het. Bekeer julle, Petrus het dit toe nou ook bevestig. Bekeer julle en laat julle gedoop word. Laat julle gedoop word. Ek wil afsluit met hierdie proses. Buiten dat jy deur die water gaan. Buiten dat jy daar gaan. Daar gebeur 'n massive ding hier binne tussen jou en God. Hier gebeur iets verskriklik groot wat jy nie die intelligensie het om in woorde uit te spreek nie. Hier gebeur 'n verskriklike ding hier binne. Nie tussen jou en die ou wat hier langs die pad staan nie, tussen jou en God. Daar gebeur 'n ongenadiglike groot ding. Jy sterf in jouself. Jy sterf in jouself, daai willetjie van jou lê jy af. Jy lê vir hom af. Daai hare van jou, daai hare kwasheid van jou. Jy lê vir hom af. Jy sê, Here, nie ek nie, maar U. Nie my besluit nie, Here, U besluit, Here. Nie my woorde nie, Here, U woorde. Laat dit by my mond uitborrel. Dis 'n besnydenis van my hart. Hier binne gebeur dit. Dis 'n opstaan saam met en in Jesus. As jy daar opstaan, dis 'n opstaan met en in Jesus. Jy staan op as 'n nuwe mens. Jy staan op as 'n nuwe mens. Dis 'n uittrek van jou sondige natuur. Dis 'n aantrek van Jesus se natuur. Is dit maklik? Is dit maklik as mense jou so vergul en verneder en verkleineer? Is dit maklik om te sê, wat sou Jesus nou gedoen het? Of skiet ek vir hom hier? Skiet ek vir hom? Ek gaan vir jou plat maak, soos 'n menorah blyk, jy gaan sien. Ek gaan vir jou plat maak. Dis verskriklik moeilik. Dis moeilik as mense jou onregverdig behandel en dis niks rocket science, dis eers agteraf nie. Dis open public vir die wêreld om te sien hoe onregverdig hulle jou behandel. Wat sou Jesus gedoen het? Wat sou Jesus gedoen het? Dis 'n nuwe skepingsstatus aanneem. Dis ongered na gered. Die oue is verby. Die oue is verby. Dis 'n nuwe verbintenis, 'n eenword met Jesus en met jou hemelse Vader. En met jou hemelse Vader. Dis die wete dat ek geregverdig en skoon voor God staan. Geregverdig en skoon staan ek voor God. Gaan jy weer val? Hoogs waarskynlik. Wat moet jy doen? Jy moet bely. Jy moet bely. Maar jy moet ook nooit God se genade goedkoop maak. Nooit nie. Dan moet ook 'n dag kom wat jy besef, hoorie, ek gaan nou moet ophou met hierdie ding. Ek gaan nou werklik waar moet ophou met hierdie ding. Dit is die wete dat ek skoon gewas is deur die bloed van Jesus Christus. En my laaste sin dat ek wil sê vanoggend is, ek lewe nie meer nie, maar Christus in my leef. Hierdie wat jy sien, of waarin jy nou al hoeveel jare gewoond is, ek gaan maar so optree as ek dit en dit en dit gesê, verras hulle.
verras hulle met 'n totaal en al 'n hele reaksie as waarvoor hulle gewag het. Amen. Amen. Die mense wat gedoop gaan word, kan daar in daai vertrek